Voor ons begin wil ek jou vinnig herinner aan al die potgooi-reekse wat ek by betrokke is. Daar's natuurlik klipkouers wat fokus op Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers, Boerpot wat fokus op die besigheid van landbou, Nostalgooi, my nuutste reeks waar ek gesels met legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, mense soos David Kramer, Anton Goosen, Sandra Prinsloo ensovoorts. En dan my 2 nuwe potgooi-reekse, Buscrush wat die Engelse boetie is van klipkouers, en dan Pot of Gold wat gefokus is op die besigheid van mynbou. As jy in Pretoria is, kom maak gerus 'n draai hierop by ons plek in die R21 Corporate Park, genaamd Bouma at 21, waar ons 'n café het, ons het coworking space, ons hierdie raadsaal uit en my atelier is hier. So, as jy is, kom drink gerus 'n koffie en kom sê hallo. Welkom by die Klipkouer Saakondersteuningsnetwerk Potgooi radioprogram, oftewel die Klipkouer Son Potgooi radioprogram, waar ons elke Vrydag tussen 6 en 8 in die oggend met jou regstreeks gesels. In hierdie episode fokus ons op die digitale bemarking en tegnologie aspekte van besigheid. Lekker leer, lekker luister. Maar kom spring weg, so net weer die scene set met my klankie reg kry. Jy wil wag. Jy het jy gehoor. Dit is mos nou, dis nou ons segment hier. Jy het nou, ek het 'n geluid vir jou. Maar is nie die male screen, is nie woman moaning nie. Is nie. Hang on. Alright, jy reg. Jy het hom nog nie gehoor nie. Ek het 'n vermoede, ek weet. Yeah, boy. Yeah, boy. Dis jy. Klink dit so? Dit klink net soos Neil daai. Yeah, boy. Hey boy. Frikkie in the house. Frikkie is in the house. Frikkie fart. Frikkie for a Rikkie. Frikkie for a Rikkie. Yeah, boy. So, Ek het nog gaan wees. dit was laas week. Dit was actually laas week. Dit is daar, Ek doe wel sê. Wag. Hoekom lag ons oor? Is dit nog steeds, dis van dit, as jy 5 is, lag jy daarvoor. Like as jy 50 is, lag jy daarvoor. My 1-jarige laaitie lag as hy poep. So, dis net die word gebore. Dis nou maar net, dis 'n gegewe. Of jy vir my oorlede laerskoolpelle Oliver van Wyk, shame, ek dink nou die is al 10 jaar gelede, ek weet nie, maagkanker of iets ontwikkel. Omdat hy so baie gepoep het. Nee man, nee. Sorry. Hy is oorlede pel man. Hy het so in die klas en as hy poep en dan klap hy sy handes, poep hy sy saam met hy sy. Maar hy het nou nie die reukfaktor in ag geneem. Maar ek het dit al gedoen, as jy 'n deur kry wat so bietjie squeak, dan as jy hom net so saam met dit laat blend, dan almal hoor net die myne harde weg. Ek dink klap net hande. Jy het nou awesome. squeak. Maar hy poep jy weer. Ja. Nee, is 'n goeie show, Ja, by my gaan dit so, almal, O, ja. Hey, kerels. Universele... Jy loop verby, trek my vinger. universele maniere, die goed wat ons unite. So, die interessante ding, en ek wil dit klink nou of ek die obvious gaan stuit. Ons het nou, selfs wat, ons van hierdie content nou bietjie traksie begin met TikTok, weet selfs, en ek dink TikTok dryf die visual phenomena meer. So die vraag is nou, hoekom raak visual? Het voel vir my asof hy kom 'n full circle. Daar's ek wil kom ons begin by klank. Klank is vir my nog steeds, ek is natuurlik bevooroordeeld oor die non-intrusiveness van dit. So ek altyd vir hom sê bed, bad, bike, bakkie, bak. Jy weet, jy kan al hierdie goeders doen en luister. As jy kyk, kan jy net een ding op beslag doen. As jy lees, kan jy net een ding op beslag doen. Maar nou in dieselfde asem raak hierdie shorts raak krities. So die vraag is nou, is visual, raak dit jou advertensie om jou in te trek? Of is dit waar jy, met ander woorde, jy het nou 1 minuut om die waardeproposities te kommunikeer? Of die highlights.
Ja, maar dit is weer eens, dit kom terug na content strategy toe, né? Want al het jy dis ek het volgende organisasie self om te sê jy wil 'n podcast begin, kom ons kry net 'n mic, praat in 'n mic, of ek wil nou TikTok toe gaan, so hou nie foon en druk record. Nee, jy moet iets interessant doen. Dan as jy nog gaan kyk na die medium, dis entertaining. So jy moet iets doen wat tot 'n mate entertaining is en link in jou brand. En jy moet consistently doen dat mense dit die hele tyd sien. Ja, ek sê entertaining of kontroversieel. Jy moet Iets wat jou aandag trek. Iets wat jou aandag trek. Jy kan nie net record druk en daar praat nie. Ja, ek dink die videoetjies wat jy deesdae sien, die shorts en goed, dit word so half strategies gesny om al die dooie dele uit te haal, so jy kry maksimum inligting of entertainment uit 'n 30 sekonde of 10 sekonde video uit. So jy kry, daar's nie daai boring stukkies tussenin wat tyd mors nie. Dis vinnig, dis funny, of is vinnig en is klomp inligting wat jy in 'n kort rukkie kry. Maar nou dit is so, maar hierso hoekom ek hierdie wil uitpak is nou is longform in 'n podcast se wenner. Joe Rogan met sy 2,5 ure programme, selfs wat ek vir julle ouens gesê het hier met ons, waar ek geweet het die 2 ure program sal eventueel wen, en hy doen. Ons mees gedownloadste episode is volle episodes. Begin met finansies was daar, die regsaspek, besigheid, alles was so 'n paar, jy het finansies 'n bietjie uitgestaan, en stelselmatig het die lang vorm, so nou is wat's die mees gedownloadste episode on average met Klipkouer Son is ons 2 ure onderhoud. So hoe daai weer die 2 ure, nou is ons terug, want ek wil so maak, ek wil in 30 sekondes of 1 minuut ek wil sê geëntertain word, of ek wil dit vinnig consume. So is vir my baie interessante wisselwerk. Maar ek meen selfs net die feit dat dit wel steeds, maar ook van meet af in korter episodes met topics ingedeel is, beteken al klaar, dit gaan na hierdie punt toe, van om eintlik 'n klein excerpt te maak van iets, en dit te wys, en sê, kyk wel, kom nou in vir nog. Dis 'n CV eintlik. Wel, dis eintlik 'n snapshot. As jy vir iemand net 'n klein stukkie gee van iets soos die highlight of 'n short of rubriek, dan gee dit vir jou tog bietjie, maar dit sê okay, as jy hiermee relate wat meer likely is, dan kan jy dalk ook relate met die meer algemene content. Is so, maar dan kom ek gooi nog 'n spanner in die wiel in. En dit kom terug na, ons het nou gepraat oor jou inhoudsstrategie. Ek het nou vir Dewald ook gesê wat jy nou, ons nou praat in die week oor die afspraak. Weet, inhoudsstrategie is actually 'n ding wat ek daai tyd, ek wil nie name noem, maar ek het vir julle gesê ek moes eendag vir 'n sekere span van 'n sekere handelsmerk, ek moes 'n manier kry om dit te, en ek sê dumb it down. Dumb it down is vir my lelik, want Da Vinci, simplicity is the ultimate sophistication. So as ek sê dumb it down, dan bedoel ek net actually jy is meer gesofistikeerd in jou kommunikasie. Op sy vlak. Correct, dis 'n skill. So ek al dit sê, almal kan 'n 50 slide presentation voorberei. Wie kan die kuns is om die 50 slides in 2 in te sit. So ek sê weer, ek gebruik dumb, ek moet met ander naam vir dumbing it down kry. Simplify, ek hou daarvan. That's it, simplify it. Dis 'n kuns. .io. Toe sê vir kyk, luister of lees. Dis 'n inhoudsstrategie. Kyk, luister of lees. Dis een van die 3. Of al 3, verkieslik al 3. So nou ek nou my gedagte vloei. Dit kom nou terug na jy het inhoudsstrategie, maar dan het jy teikenmark. So ek sê dis my punt. Jy teikenmark. So inhoudsstrategie is nie net jy moet kyk, luister of lees sê nie. Dit is nie so nie. Jy moet verkieslik. Ek sê altyd jy moet kyk, jy moet al 3 om te kyk waar die traksie is primêr. Maar as jy die werk gaan doen, so ek al sê die hardste werk is om 'n video te neem. En as jy daai harde werk gaan doen, dan het jy die klank, rippie klank. As jy die klank het, gaan transkribeer dit, herskryf dit. Nou het jy die kyk, jy die luister, jy die lees. So ek sê net, dis hoekom ek daai 3 altyd saam gebruik. As jy die effort deurgaan, you might as well.
Is baie moeilik om te gaan skryf en nou moet jy dit gaan andersom doen, hè. So ek dink dan is moeilik om die geskrewe deel te doen en nou moet jy dit gaan opneem of nou moet jy dit gaan video. Maar as jy video of klank, het jy die geskrewe. So jy by default, as jy die eerste 2 doen, het jy altyd 2 uit die 3 uit. Alright. Maar daarmee gaan kyk na die teikenmark en wat vir my fascinerend is, en kom nou terug juis as ek Marian jou pa ding, wat met Gryskrag op die direksie is en so aan. Die baby boomers, en ek onthou daai hele gesprek, daai tyd het my oë oopgemaak hoe jou baby boomers, met ander woorde, dis jou, wat is hulle, 65-plussers, nee, dis minus. Amerikaners noem hulle die silver surfers. So hulle is die mees onbediende segment in die wêreld en hulle is die rykste segment in die wêreld. Hulle het die hoogste disposable income en dit is cross the board. In Suid-Afrika, inteendeel daar waar jou pa afgetree, ek sê net in daai omgewing, nee, dis nie hier juist wat daar sit wat afgetree is nie. En hulle sê dit gaan die laaste en die grootste transfer of wealth wees. Nee, maar kan ooit, nee. Maar dis hoekom jy bemarkers nou al op hulle kinders fokus. En nie op hulle nie. Maar dis 'n fantastiese punt. Maar daai is 'n fantastiese punt. Die punt is, jy moet op al twee fokus, maar dit nou kom ek dink jy TikTok gaan werk vir 'n 65-jarige. Dink jy hulle kyk YouTube? Meer. Ja, maar slaai, maar wat is hulle verkose manier van consumers luister? Ja, maar soos radio's en so. Facebook is nou al meer hoor. Ja, ek wil sê my ma is meer op Facebook as ek. Ja, nee, hulle hier so. As my ma en my kom kuier is 'n baie vriendjie papi. Ek sê maak hom van Facebook af ek self. Rarig, ek vra my jou laaitie en met Duart en jou ma. Ja, ek moet meer met my ma praat. Wat screen time limit. Ja, my ma screen time. Jou screen time is nou 5 ure. Jy moet kom help kos maak. Ek dink mense is naïef om te sê dit is nie dit hang af van die content, omdat nou is die feit dat het visual is, nee, en TikTok is snaaks, maar onthou, dis AI engine, so dit wat jy sien gaan nie noodwendig die 65er sien nie, die 65er gaan iets anders belangstel en hy gaan iets anders sien, so ek dink jy baseer jou gedagte op wat jy op jou TikTok feed sien, en dink het sal ook nie aanspreek van die, maar as jy niks het om te doen nie, kan jy gou, wat doen jy? Facebook of net jy nog 'n channel? Ek wil nie sien wat aan die Sari sê en ek sien ek moeg vir resepte. Gooi TikTok hier op 'n bietjie. Maar ek hoor jou en ek stem saam met jou punt. Die ding is hulle is net onbediend. Aan die ander bodre, daar's nie doelbewuste content wat geskep word. Ja, sure, nou kan hulle Fred Astaire en Ginger Rogers movies gaan kyk en Dancing in a Rain. Ja, daar's hulle daai vermoë om in te tap op 50s, 60s nostalgie, maar die punt is dit word nie doelbewus noodwendig vir hulle geskep nie. Dis dalk 'n Facebook groep. Daar's nie 'n bemarkingsstrategie agter dit nie. Daar's 'n suiwer entertainment. Hier is dit. Met ander woorde, dis oë op skerm wil ek sê versus luister, ons het sy verlede jaar met nostalgie. Ons is nou doelbewus besig om met die legends te praat waarmee hulle groot geword het of waarna hulle opgekyk het. Okay, nou kombineer jy kommersiële strategie met dit. So ek dink die punt wat ek wil maak is dat visual is ek dink is belangrik. So ek dink die punt is dit. Visual het sy plek, maar dan is dit weer wat is die visual en hoe pas dit in? Want die visual vir 'n baby boomer is nie dieselfde as die visual vir 'n jong kind of 'n jong tiener wat op TikTok verbruik nie. Ja, hulle kan nie ons shit hanteer nie. Ons kan nie hulle shit hanteer nie. Ja, ek verstaan nie hulle shit. Ek het nie idee wat hulle shit aangaan. Ja. Ja, maar dit is soos daai plus 50 tydskrif dan ook, wat ook maar 'n Gryskrag inisiatief is, maar dit is, hoekom is daar so tydskrif, want hulle weet dat daai mark is onbediend. Iemand moet vir daai mark inhoud skep, en ek wonder, ek dink ek met my pa sê met dalk 'n TikTok ster word, hè? Nee. Okay. Almal van ons het ons maar jou pa is vir my een van die beste voorbeelde, jy weet, die bietjie wat ek al met hom te doen gehad het. Hy vertel amazing stories. Jy weet, jy begin die afspeel, jy weet, inpop is eerste 5 minute is 'n fascinating story. En is baie keer 'n lewensles. So dis nie eers dat dit entertainment is nie, daar's 'n lewensles. So ek wil vir jou sê, daar selfs as jy nou praat van rekorddruk,
Dit voel vir my en dan saam met daai en ek dink nou maar net hardop. Ek dink as ek weer dink aan baby boomers wat vir my die tragedie is van daai segment, is behalwe dat geld op die tafel. Kyk, die average marketing spend globally is 5%, nee. Van die total marketing spend is net 5% geallokeer aan die baby boomers. En weer eens, dit is 'n gemiddelde, maar die Engeland, die UK reflekteer die Amerikaanse stats. Vir hulle 75% van die disposable income is die baby boomers. 75%. Maar hulle spandeer ook nie baie nie, dink ek. Ek dink hulle is 'n konservatiewer wat spending aanbetref. Dis so, met disposable is. Ja, 'n jonger persoon sal iets op skuld gaan koop wat 'n baby boomer nie gaan cash koop nie. Maar jy's reg, maar ek wil daai gedagte challenge, want ironies het 21ste bemarking nog nie daai ou mense beet gehad nie. Want ons kyker nie vir hulle nie. En hulle spandeer nog steeds hulle geld. Hulle spandeer hulle geld. Hulle is net daai selfe by die penny pincher is dit gaan koop vir hom sy fip en strandhuis in Hartenbos. Ja, en dis dalk die punt waarop jy bemark na so iemand toe is besparing en jy weet meer konservatiewe uitkyk, langdurig en die geld gaan spandeer word, gaan dalk net nie op 'n nuwe BMW wees nie. Ja. Ek dink that's en dis waar die geleentheid lê. Maar as ek sê 5% total marketing, Of dalk is dit. Nee, die nuwe BMW, die eco-friendly. omdat jy hom nie reg pitch nie. Omdat jy hom nooit gekoop het nie, kan jy hom nou kry in jou afdeling en ons koop hom terug na 5 jaar. Absoluut. Absoluut. Jy skep 'n produk or vir daai segment. sport. Ja, as jy of jy 5 jaar of as jy doodgaan. Whatever eerste kom. Ernest het eintlik sulke goeders aan die ou mense verkoop en dan eintlik is sy produk daai lewenspolisie wat hy so saam Wil jy nog vir oulaas gedek word? ons gee lewensdekking. Ja, ek wil sê so die mans gaan eers dood, nee, so daai pitches. Maar jy weet hoekom, nee? Nee. Want hulle wil. As nie. Daar verloor ons al twee van die vrou luisteraars. Ek dink een van hulle nie alwel, ek dink my vrou sal op luister. Jy mag nie Chrisna, jy moet aan nou luister. Maar ja, Jacques, wat jy sê is dat dit is klank, lees en beeld wat dit klink nie cool nie. Nee. Kyk, luister en lees. Ja, klees. Wat sê jy? Klees. Kyk, luister en lees. Is dat om daai al drie daai vorms van media en saam te gebruik en om nie net op een te fokus nie, om seker te maak jy het al drie, maar ook in 'n gefokusde effort. Wat probeer ek reg kry? Hoekom doen ek hierdie? Wil ek entertain? Wil ek likes en followers hê? Wil ek geld maak uit mense wat na my stuff kyk? Dan het ek heeltemal 'n ander objective om net nog mense te kry. Ek moet eintlik dink, hoe kry ek net eenvoudig mense se aandag gevang? Maar as mense gespesifiseerde teikenmark het, soos ons eintlik ook, wat sê wel, ons probeer nie met almal en vir almal alles wees nie, doelbewus, en daarmee kom jy uit by iets meer niche. Dis waar die strategie komponent in kom. Hoe praat ek met daai mense? Wat wil hulle hê in watse konteks om relevant te wees? En interessante ding wat, en as ek sê, ek is besig om deur hierdie proses te gaan, so dis nie dat ek met julle 'n teoretiese gesprek nie. Dit is net dis die revelations van waar ek besef dat kyk, luister en lees is nie noodwendig ook dieselfde inhoud nie. En daar's herverpakking. So ek sê as jy die moeite doen soos ons nou gesê het, as jy die video shoot, dan het jy die klank. As jy klank het, kan jy gaan skryf. Video is vir my die moeilikste, want dit is die duurste ook, om 'n nice cool, dis hoekom ons nie 'n video, ons het onthou in die begin wat so gemors het hier was, met daai twee van het wat top privaat skole, nee? Ek weet, maar ek noem nie name nie, daar is net, maar dit was, vir daai R300,000 moet hulle geld gaan terugvra, maar in elk geval, so dis die moeilike deel. Maar,
wat ek bedoel is, dit hoef nie dieselfde te wees nie. Dis soos wat ons doen met Klipkouer Son, waar ons die 2 ure programme chop hom op in 'n finansiese besigheid en 'n regskomponent. Dis wat ek verwys, dit is die Netflix model. Nou kan ons begin sien wat aangaan. Nou kan mens begin sien wat gebeur met die 3 verskillende segmente, wat gebeur met die 4de segment. Aan die ander woorde, dis 4 verskillende, gee 4 verskillende maniere om te verbruik. Dis 4 verskillende stelle data, maar baie belangrik is dat waar jy soos bonus content, jy kan op ander mediums kan jy addisionele waarde of addisionele inhoud bysit om ook te toets waar kry jy die traksie. Met ander woorde, ons het kom teken in, ons deel van ons e-mail database en ons stuur daarso vir jou iets wat ons nie in die onderhoude bespreek en op die video nie. Of jy het die video gesien, maar wat jy in die video nie gesien het nie, gaan luister in die podcast, want daar bespreek ons 5, 6, 7 ander punte. Met ander woorde, jy is besig om die hele tyd te incentivize across channels. Wat jy kan sê, ek kan cross promotion. Ek is besig om jou incentivize om te gaan lees, te gaan luister en te gaan kyk. En vice versa. En is nie, dit klink, ek bedoel, dis actually nie gecompliseerd nie. Dis net weer eens soos jou content planning, wat ek altyd, soos onlangs ook, wat ek vir die video en sê, ek weet wat ek uit audio soek, hulle weet nie, hulle shoot, maar die trick is, hoe shoot ons met audio in mind? Dis is bijvoorbeeld wat die les wat ek nou onlangs, dis wat ek vir die video ouens kan sê, ek weet wat ek soek uit die audio uit, so ek wil jy moet vir my dit en dit en dit doen, want ek weet ek kan dan effektief die audio uitdruk, om dit te herverpak. Yes. En om extra waarde toe te voeg. En dan laaste, ter opsomming, is dan doen die data die praatwerk. Het die views gewen, het die downloads gewen, of het die open rates van die e-mail gewen, of die downloads van die episode, die downloads van die e-mag, die infographic. Wel, die view van die blogpost. Die view van die blogpost. So. En daar is hier die baie belangrike ding van, mens soek eintlik net die regte ding. Soos ek luister hierdie een Kanadese podcast nou vir 'n paar jaar oor cooperatives, the common share. En common share. En ek dink nie daai mense, ek het hulle nog nie gekontak nie, maar ek het al baie daaraan gedink. Ek dink nie hulle het 'n clue dat daar hierdie ouetjie in Suid-Afrika is wat al die idees steel nie. Wel, ek spot maar wat geïnspireer word en nee, maar en ek weet jy's 'n expert in wel, ek gaan nie myself 'n expert maar jy's goed. Ek sal sê ek's gefassineer daardeur en ek sal baie belang in co-ops. You get it. Ek hou baie van die gedagte en ek het al baie daaroor opgelees en goed en hoe baie daai vir my werd is en wanneer ek hulle eendag gaan kontak en sê luister hier, ons is in Suid-Afrika, ons het hierdie plan met co-ops. Ek luister julle nou al vir 'n paar jaar, ek is totally into wat julle doen, ek love julle materiaal wat julle publiseer, asseblief, wil julle nie van Kanada af bietjie help, op watter manier ook al, om hier bietjie leiding en ondersteuning te gee nie, want ek weet die gees waarin julle dinge doen, want ek hoor dit heeltyd, en ek kan ons dalk op 'n manier bietjie saamwerk. So is die groot ding wat ek wil aansien met daai visual gedeelte wat jy nou perfek uitlig daarso met so podcast by 'n verhouding, nê? Sonder dat jy weet. So en hulle weet nie van jou nie, maar as jy voel in daai dat jy dalk die vrymoedigheid sal hê om mense te kontak. Ek meen, hoeveel mense op Klipkouer het jy al gekontak, Jacques? Waar as jy net 'n blogpost het, dit is lesend, daar's nie verhouding daar nie. Dit is nie asof jy met die persoon wat dit geskryf sê, okay, maar miskien moet ek vir Jacques laat weet of iets nie daar. En ek dink dis die ander ding is dit gaan nie net oor wat is die ding nou nie, dit is daai maar jy het hierdie persoon wat al luister vir die laaste 3 jaar nie jou en hy's nou reg en hy die geleentheid en die twee kom by mekaar en dit is eksponensieel iets heel anders as die transaksie van ek het iets in jou verkoop en ek het wins gemaak en ons gaan aan. Ja. Ek dink dis 'n very long term strategy. Daai is vir my verskriklik belangrik wat jy daar sê. En jy's reg. Die audio om in iemand se oor te wees, want ek het nou ook weer ek het met my voorlegging Woensdag. Ek het so dink voorberei daai tyd vir 'n sekere van wat is 'n potgooi?
wat is 'n potgooi? Vereenvoudig, gesimplify. En dit is daar staan daar. Dit is jy bou 'n verhouding met jou luisteraar. So, en dit is actually, dis nou net weer eens bewys hoekom podcast en audio the boss is, want in jou oor is daar se, ek ken jou. Ek ken jou. Ja, kyk video ook. Ek dink YouTube ook as jy kyk vir iemand, maar daai is jy's langer in jou oor. Dit is baie meer intiem om in iemand se oor te fluister as om 'n love letter te lees. Ja. Ja. Of om 'n romkom te kyk. Ja. Alhoewel dit is niks seker Merite. Maar nee, so daai audio komponent is definitief jy en ek dink dit gaan oor tyd daar. Jy om dit audio weer eens is nie intrusive nie. Ek dink mense, ek wil graag sien, wat ek graag sou wil sien is luistertyd versus kyktyd versus leestyd. Maar ek lees Watter medium het die meeste ure se verbruik? Ja, maar dis baie persoonlik ook. Ek sien nie algemene data daar. Ek dink nie kyk gaan wen nie, want dit is omdat dit intrusive is. Ek kan, as jy my vang in die aand 10 uur op die bank YouTube kyk, glo my, daar's niks intrusive van dit nie. Dis wat ek doen om te ontspan. Ja, ek praat nou van hierdie spesifiek as jy begin nie entertainment praat. Yes, ek praat nie entertainment. Ek praat nie van entertainment nie. Ek wou nou gesê breinloos verbruik nie. Ek praat van functional. Ek praat van as jy jou nis. Want onthou hierdie gaan nie vir my oor as ons entertainment, dit is nie sterkte daarmee. Wel dan moet ek jou punt vat, want as ek byvoorbeeld iets moet leer. Ek praat nou van jou kom en share voorbeeld. Ja, ek sal veel eerder. Terwyl ek in die flippend tuinwerk en skorrelgoed was, iets luister, as wat ek moet gaan sit in 'n tutorial kyk. Of een of ander seminar of iets. Dit is soos wil jy my dood maak. Ja, jou pulse. So daar vat ek totally op punt, ja. Ja, en in die kar. Ek bedoel, hoe baie ure spandeer mense in die kar en daar's podcast koning. Ek is permanent besig met 'n e-book of 'n podcast in die kar. Ja. Daar's baie ure. Ja, is jy met 'n e-book besig in die kar? Ag, het jy Tesla? Wat is audioboek? Ja, ek trek jou been. Nee, so ek dink mense moet 'n bietjie kyk wie stats, 'n bietjie gaan loer. Wat is die of our average consumption tyd is vir die mediums. Maar ek moet glo dat podcast sal wen, né? Dis net bloot eenvoudig. Ek sien nie so bet. Ek weet nie, dit's wel. Daar's meer ure gekyk as geluister. Ek dink daar's meer gekyk wees. Jy so die TikTok, maar ek praat nou weer as ons entertainment. Want jy hoef maar ek sê weer, ek praat nie van entertainment. Ja, maar dit word ek dink nie daar's iemand wat die data so kollekteer en so in sulke boksies plaas nie. Audio doen. Ons is opgebreek. Ja, ons moet onthou audio is hierdie nou, is hierdie besigheid. Ja, maar dinge is ook, is YouTube's ook gekategoriseer. Ja, maar ek meen, hulle gaan dit noem sport, cycling, road cycling, racing, stage racing in Europe. Jy weet, nou dis die kategorieë, maar dis ook miskien entertainment dalk. So kom sê byvoorbeeld klipkouers is die kategorie daar ek weet nie wat of YouTube nuwe kategorie het nie. Ek dink op sigself sal hulle, want dat jy duideliker kan segmenteer. Maar klipkouers dink ek het blogs and personalities dink ek is die kategorie, maar daar is nie 'n so kom ek sê ek 'n bietjie weer gaan kyk wat daar is, maar die punt is dat as jy die feit dat hy so gekategoriseer het, soos podcast is duidelik gekategoriseer. Besigheid, culture, weet, within culture, hobbies, maar daai, dis, en ek wil weer gaan om te sê, ons praat oor besigheid, so wat ek rephrase my vraag, wat is die besigheid luister versus kyk versus lees? Ja, dis 'n fair punt. Daai is definitief 'n goeie punt, ja. Okay. En ja, wanneer verteer iemand actually, as jy vir mense kan sê, ek het vir jou 2 ure se besigheidsmateriaal, hoe sal jy daai tyd wil spandeer? Terwyl jy ander goed doen, terwyl jy jou kyktyd opgee vir hierdie, of deur 'n 70 bladsy dokument lees. Ja, as audio yes, ja, nee, dan het jy gelag. Jy het al gehad die 70. Dit is ek dadelik TL. Net so.
Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Soek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.